Goeiemôre julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Julle het laasweek uiteindelik begin met die boeke van die Nuwe Testament. Ons het begin by die evangelies. Kan julle nog onthou wat daardie boeke is? Matteus, Markus, Lukas en Johannes. As jy dit nog onthou, baie mooi. Ek is so trots op jou. Kan julle nog onthou waaroor die evangelies gehandel het? Dit het gehandel oor die lewe van Jesus hier op aarde en ons het so baie daaruit geleer. Wie van julle kan dalk vir my sê wat die woord handel beteken? Handel beteken om iets te doen of om iets te ruil of te verruil. Hierdie week is julle baie gelukkig want hierdie week praat ons oor net een boek. Daardie boek se naam is Handelinge. Die Engelse naam vir hierdie boek is Acts. In hierdie boek leer ons oor die heel eerste kerk wat ooit bestaan het. Ons gaan kyk na die handelinge van daardie eerste kerk en wat die mense gedoen het om mekaar te help. Jesus het ons geleer in die evangelies dat almal sal weet ons is sy disippels wanneer ons mekaar liefhet. Ek lees vir julle uit Handelinge 2 vanaf vers 42 tot 47. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hulle het maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se leefstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Hulle het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Hier sien ons dat hulle nie net by mekaar gekom het om kerk te hou nie, maar dat hulle mekaar lief gehad het deur die manier waarop hulle met mekaar gehandel het. Hoe hanteer jy die maats om jou? Hier by die kerk en by die skool. Hanteer jy hulle goed? Hanteer jy hulle mooi en met liefde soos wat die Bybel vir ons gevra het om te doen? Of is jy lelik en afknouerig en afgunstig oor mekaar? Hierdie volgelinge van Jesus het saam oor Jesus gepraat, saam geëet en alles met mekaar gedeel. Hulle het oral waar hulle gaan mense van Jesus vertel, sodat nog mense na Jesus toe kan kom. Die boodskap het ver en wyd versprei oor die wêreld. Dit is as gevolg van hierdie volgelinge dat ons vandag ook die voorreg het om te weet van Jesus en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Is julle nie ook bly dat die boodskap van Jesus oorvertel is en dat ons ook vandag kan deel wees van die kerk nie? Elkeen van ons wat Jesus kies as ons verlosser, is ook nou deel van die kerk en die liggaam van Christus. Ek dink dit is 'n groot voorreg en dit is vir my so lekker om deel te kan wees daarvan. Ek hoop dat julle ook opgewonde is daaroor saam met my. Ek wil hê dat julle hierdie week moet gaan en iewers saam met 'n maatjie gaan sit. Deel jou broodjies met jou maatjie, deel jou kossies of deel net 'n lekker geselskap saam met hulle en vertel hulle van die liefde van Jesus, sodat ons meer en meer mense kan bring na die koninkryk van God toe. Ek hoop dat julle 'n wonderlike week verder het. Ons sien julle weer volgende week.